En dit is presies waar Israel sit, en ek wonder hoeveel van ons sit daar. As gevolg van die seer wat jy al beleef het. Nou, hier is die tweede rede waar hulle vas sit. Eerstens, vrees het hulle vriend geraak. Maar tweedens, hulle seer het hulle sug geword. As jy lank genoeg sit in jou vrees, as jy lank genoeg gaan sit in jou pyn, dan bepaal dit hoe jy kyk. En hierdie sien jy deur die Bybel in die samelewing. Onthou julle Naomi in die Ou Testament, die van julle wat groot geword het met die Bybel sal dalk so 'n naam kan onthou. Nou Naomi, haar naam het beteken lieflik. Dis haar betekenis van haar naam is lieflik. Dis mooi, dis pragtig. Dis Naomi. Toe Naomi teëspoed beleef het, en sy het groot teëspoed beleef, geliefdes aan die dood afgestaan. Baie seer. Toe verander sy haar eie naam van Naomi na Mara. Onthou julle wat beteken dit? Bitter. Nou wat het gebeur? Haar seer het haar sug geword. Dit is nie ek gaan deur 'n tyd van teëspoed nie, dit is ek is. Dit iemand wat teëspoed bring. Ek is iemand wat net 'n mislukking is. Dis nie iemand wat, weet jy wat, swaar tref my nou net, nee. Weet jy wat, maak saak wat ek doen nie, net pap op die grond. En ewe skielik word dit al word dit identiteit, en hier is waar Israel op die oomblik is, as gevolg van al die seer wat al gebeur het met die tempel en die storie, sit hulle daar en sê net, ons gaan nooit hierdie tempel herbou nie. Ons gaan nooit hierdie ding gered kan kry nie. Kyk hoe lyk hierdie plek, kyk hoe lyk hierdie storie. Kom ek bring dit 'n bietjie huis toe. Hoeveel van ons het al deur seer gegaan, en daai seer het jou sug geword? Jy het dalk al gewerk by 'n werksplek, en gedink, wow, hier kom jy met jou prentjie, terug Israel toe, terug Jerusalem, hoe gaan ek nou 'n toekoms bou vir myself? En toe werk jy saam met kollegas, of by 'n baas, of by 'n firma, waar alles het begin skeef draai het. En het seer gemaak. Dit het jou tempel kom verwoes, jou prentjie, jou hoop. En daai seer het 'n ding binne in jou losgemaak, waar jy sukkel om mense te vertrou by die werk. En nou het jy woorde van, dis mans, dis vrouens, dis hierdie tipe korporatief, dis hierdie, dis daai, en jy wys vinger en jy blameer, want dis wat seer doen, dis wat vrees doen. En jy beskielik hanteer jy nie die seer en die genesing wat moet plaasvind nie, jy wys vinger. Seer het jou sug geword. Of miskien is jy daar op 'n plek waar verhoudings bietjie skeef gedraai het. En jy het hierdie prentjie gehad van 'n tempel waar jy die Here gaan eer, en eendag as ek getroud is, né? Toe trou jy eendag. en toe was dit nie so mooi as wat jy gedink het nie. Toe kom jy agter wat bedoel dit as die ouer mense sê, dis om in 'n verhouding te wees is nog werk, want jy moes baie werk insit, maar hoe meer werk jy ingesit, asof dit net nie uitgedraai het soos dit moes nie, en dit het seer geraak, en dalk so seer dat jy geskei het. En daai skei het dalk jou sug tot 'n mate bepaal. Van, mansmense. Of dalk hierdie woorde van, ek sal nooit weer trou nie. Jou seer het jou sug geword. En hierdie kan ons deurtrek in alles. Maar kom ons is eerlik, daar's seer daar buite julle. Mense staan geliefdes aan die dood af, ouers sê totsiens vir kinders ver voor hulle tyd. Mense kyk in drome vas wat hulle gebou het, en daai besighede gaan tot niet as gevolg van ander mense se onregverdige besluite. Pyn, seer, onreg wat ons kinders tref, wat ons kultuur, wie ons is, alles word pyn. Hier is die ding wat ons baie versigtig voor moet wees. Dat dit nie ontsig word nie, en ek en jy weet baie goed hoe voel die taal deesdae. Hoe praat mense oor ons land? Hoe praat mense oor die toekoms van ons huise? Hierdie is so naby julle, dat mense van die seer van die verlede, en dit word die sig van die toekoms, en dat God 'n profeet moet stuur na Israel toe, om hierdie sig van hulle weg te kry, en te sê, hey julle sê dis nie nou tyd om die tempel te herbou nie. Julle sê dis nie nou die tyd om vorentoe te gaan. Julle sê dis nou die tyd nie, daar's te veel teëspoed, daar's te veel chaos, daar's te veel alles. Ek sê vir julle, dis nou die tyd. Dat 'n profeet moes kom, en dank die Here hulle het geluister na hom. Hulle vat toe hierdie boodskap van die profeet, en hulle begin toe bou. Hulle begin toe vooruit gaan, te midde van die teëspoed en die uitdagings, begin hulle bome kap en hout kry, en dinge begin doen, en hulle bou, en is nie naaste by die eerste tempel nie, maar hulle swoeg, en hulle doen wat hulle kan. Dit vat hulle net so 'n bietjie langer as 20 jaar,
om hierdie tempel te bou. Want hulle was nie naaste by so baie soos die eerste tempel nie. En wat interessant genoeg is, toe hulle die tempel herbou het, toe staan hulle terug en hulle het reg gekry. Hulle staan terug en hulle dink, hulle staan nie daar en dink, wow nie. Hulle staan en dink, ja, ek weet nie of die Here hier wil bly nie. As ons self moet sê, hierdie is nie so great nie. Hier is hoe daai tempel gelyk het. En wat interessant is dat die Here kom tafel toe. En hy begin toe 'n gesprek met hulle in die middel van wat hulle sien reg voor hulle. En hulle wonder oor, is hierdie goed genoeg, is hierdie sterk genoeg, is hierdie waardig genoeg, is hierdie iets wat kan iets beteken? En die Here kom en hy doen iets baie vreemd. In Haggai 2 vers 3, hoor wat doen hy? Hy vra vir Israel, hy praat met hulle en hy sê, is daar tog enigiemand wat kan onthou hoe hierdie huis, die tempel vroeër gelyk het? Hoe vergelyk die tempel nou met daardie een van vroeër? En hoor wat sê die Here, so motiverend. Daar is geen vergelyking nie. Nie waar nie? En die van julle wat nie weet hoe die tempel, eerste tempel gelyk het nie, hier is die beeld wat daai Israeliete het. Die eerste tempel het so iets gelyk. 'n massiewe gebou, gekleed in die duurste materiale wat jy kon kry in die tyd. Dit was omtrek met goud, en binne is dit omtrek met goud. Nie van die goedkoopste goed wat jy in die lewe sal kry, die steen is van die duurste, die brons is van die duurste, buite sien jy goud, binne sien jy goud, en selfs binne die allerhoogste sien jy die ark van die Here, waar die belangrikste items van hulle geskiedenis daarin geberg was. En net 'n sekere groep mense kon daar binne gegaan het om die Here te beleef, en hierdie is hoe die Here se huis gelyk het, dit het geblink. Nou die van julle met korttermyn geheueverlies, kom ek sit net hierdie twee tempels langs mekaar, dat jy net kan sien hoe dit lyk. En die Israeliete staan en onthou regs, maar voor hulle oë is links. Is hierdie okay? En nou kom die Here, en hy sê, onthou julle hoe die eerste een gelyk het? Dit kan nie eens vergelyk word nie. En in 'n oomblik dink jy, maar Here, wat is jy besig om te doen? Want jy sien die regterkantste tempels 'n merkwaardige gebou. Hulle sê, studies wys, dat net die goud, die goud van daai tempel, was omtrent 50% van die goud wat in sirkulasie was in die wêreld daai tyd, was gebruik om daai tempel te herbou. Dis baie. As jy 'n prys daar wil opsit, wys studies die volgende. Ek weet nie of julle 'n bietjie inligting al geswat het nie. Julle weet mos dominees doen niks, so ons lees op hierdie dinge en deel dit met julle op Sondag. So die duurste gebou in die wêreld tans is eintlik 'n moslim gebou. Die geloof van Islam. En dit is die Great Mecca wat hulle gebou het. Nou daai gebou staan omtrent op $100 biljoen wat hulle gekos het. Dis 'n duur gebou. Dit kan omtrent 1,9 miljoen moslems huisves, waar hulle kom om te aanbid. Maar die duurste ding wat ons tot dusver toe gebou het op planeet Aarde, wat hulle nou sê, in ons tyd, nou bietjie nader in ons tyd, is eintlik die ISS, die International Space Station. En dit sou uitgewerk het omtrent hier by $116 biljoen. Dis 'n duur sommetjie. En ek wil dit in dollars sit, want anders gaan ek so Jacob Zuma klink as ek die randwaarde moet lees. So, ons hou dit in dollar, ons hou dit eenvoudig, keep it simple. Gaan doen 'n studie oor hoeveel goud hulle gebruik het daai tyd en sit weer eens vandag se waarde rondom my goud. Ja, ek moenie worry nie, ons doen niks. Ek het dit klaar vir jou gedoen. $220 biljoen. Julle, hierdie gebou is 'n skaal soos min. En daarom kom die Here en hy vra die vraag, vergelyk hierdie een? En jy dink, ek en jy dink, maar vergelyking, Here, is nie 'n goeie ding nie, want dit maak dood. Here, vergelyking is nie goed nie. Wat die Here besig is om te doen met hulle, Here, is nie om hulle hoop te verpletter nie. Is nie om die harde arbeid wat hulle gedoen het net neer te druk nie. Maar die Here is besig om vir hulle juis hulle oë op die regte ding te vestig. En hy sê die volgende vir hulle, net na daai vers. Hy sê, sien julle, want hierdie tweede tempel lyk dalk nie vir julle great nie, maar hoor mooi, my gees sal by julle bly, soos ek julle beloof het toe julle uit Egipte uitgetrek het. Julle moet glad nie bang wees nie.
Die silwer en die goud behoort aan my, sê die Here die Almagtige. Die toekomstige roem van hierdie tempel, die tweede een, sal baie groter wees as wat dit in die verlede was, sê die Here die Almagtige. Ek sal in hierdie plek vrede bewerkstellig. Ek, die Here die Almagtig, bevestig dit. En hier kom God en hy sit die twee prentjies en hy sê vir hulle, julle dink die tempel moet weer lyk soos die eerste een. Jou lewe moet weer lyk soos daai droom wat jy in die begin gedroom het. Jy dink jou toekoms moet blink soos hierdie ene. En daai gebou het nogal geblink. Ek bedoel, hulle sê jy kon die tempel as die son op hom geskyn het, van kilometers af gesien het, soos hy weer kaats het. En God sê, jy dink jou lewe moet so blink. Finansiëel moet jy so blink, toekomsgewys moet jy alles, daar moet sekuriteit wees, alles moet in plek wees, jou land moet in plek wees, al hierdie dinge, en dan eers sal jy my beleef. En hier's waar ons die fout maak en waar seer ons sig geraak het. God kom en hy sê, julle mis die punt. Ja, ek weet jy is deur 'n egskeiding en jou lewe is seer, en die tweede tempel voel dalk soos hierdie ene. En dit lyk dalk nie so great soos wat jy gedink dit moet wees nie. Maar hoor wat sê ek vir jou. Ja, jou kinders volg nog hierdie Here en ja, jou kinders het dalk swak besluite geneem en jy as ouer is geskeer en jy voel maar dis nie die prentjie van ouerskap nie. Ja, ek weet dit, maar hoor mooi, daar's 'n belofte dat die tweede tempel, sê die Here, sal groter wees as die eerste. Nou, weer eens, my Afrikaner preekstyl, as jy nog steeds hierdie boodskap hoor nie, hier's half wat gesê word. Nou vat dit van my af, jy weet, ek is nou nie die beste daar buite, maar hierdie gaan iemand help. Ja, hierdie tempel blink nie, maar dit stink nie. As iemand jou deesdae vra, hey, hoe gaan dit met jou? Hier is dit voordat jy kan gebruik. Hey, dit blink nie, maar dit stink nie. Wat bedoel ek daarby? Ons kyk baie keer so vas in die eerste tempel dat ons die waarde van waar ons nou is en die lewe wat God nou vir ons gee, miskyk. Dat ons vasgevang is net in wat was en nie wat God nou doen met wat is nie. En die Here kom en sê, weet jy hoekom sal die tweede tempel beter wees? Weet jy hoekom sal die tweede kans in die lewe wat jy nou het beter wees? Dis nie omdat dit meer blink nie, dis omdat ek in dit is. Dis wat sy waarde gee. Ek het 'n plan vir jou seisoen. Ek het hoop in hierdie seisoen. Ek kan hierdie gebruik en die Here sê hierdie sal meer merkwaardig wees as die eerste een. Ek gaan iets doen nie meer wat die eerste een nie eens kon nie. Daar is hoop in die prentjie. En julle, hierdie is 'n boodskap wat ons moet hoor. Hierdie is woorde wat ons vir mekaar moet sê, dit blink nie, maar dit stink jy. Ek weet jou lewe is nie wat jy gehoop het dit moet wees nie, maar weet jy, dit is ver van vrot.